Right, ek is vandag hierso, naby Warmbad se wêreld, in Monosem, Quad Max. Ek praat met Danko, hy gaan my 'n bietjie meer vertel. Hoe lyk dit? Sy Joepie, goed jy? Nee, doodstil, rustig man. Jy sê julle is aan die plant. Ja, nee, ons stoot hom. Nou, sê gou 'n bietjie vir my, né? Verduidelik my net so voor ons by die planter kom. Hoe lyk julle boerdery opset hier? Wat boer julle mee? Hoe loop die dinge? Joepie is Maasai boerdery. Ons plant hoofsaaklik mielies, sojas en koring. Ja. Alles onder besproeiing. So ja, dis die storie. So julle bring darm die reën hiernatoe, né? Ons probeer, ons probeer. Sê vir my, okay, right. Quad Max, hoekom het julle spesifiek besluit op hierdie Monosem planter? Joepie, ons het maar rondgekyk vir planters, kyk wat is op die mark. Klomp video's gekyk, die Quad Max het ons die meeste beïndruk. Maar wat hy kan doen, hoe hy gebou is. Ja. Want sê gou vir my, né, jy het nou gesê hierso julle wil skerp kan draai ensovoorts. Nou, is dit een van die goed wat hy vir julle gee? Ja, nee, verseker, met hierdie, kom ons noem dit sy trolley wiele aan die voorkant, op die kort rye, op die spulpunte, is dit lekker om bietjie skerper te kan draai. Dit bied dit vir ons. Ons moet gereeld op die teerpad ry om by van die lande te kom, so die drawbar aan die voorkant maak dit weer baie lekker om bietjie smaller te kry op die pad. Wat net gou op daai, nee, want ek meen julle is nou hierso letterlik daar loop die N1, as julle gewonder het, né? Yes. So julle is permanent, jy moet van die kant af daai kant toe. Ja, nee, dit is maar geop en af. So nee, dit help baie om die verkeer so bietjie minder te pla. Maar ja, dit is dit wat hier staan, hoogs kwaliteit in my opinie. Maar net vinnig, nee. Maar is dit nie 'n helse slep nie, nee, want nou moet jy om hier afhak, maar ek sien daarso is net wat, dis 'n paar hidroliese pype en dan hierdie drawbar hierso, is dit waarvoor die springs is, dan slat hy hom net op, nê? Ja, nee, so dis glad nie baie moeite nie. Jy trek jou hidroliese pype uit, haal jou kabel van jou ISO-bas af. Die springs maak dit dat net een man hom kan vat en optel. Hy het 'n lekker groot hak wat hom vashou. Hierdie kant op die kort drawbar, jy sak hom, prop weer jou hidroliese pype in en daar gaan jy. Dit en dan druk hy net en dan druk hy fisies net jou hydraulics uit hierso en dan gaan jy met hom. Ja, dan gaan jy sleep hom bandjie. Jou wiele draai, so jou agterste wiele lok jy al twee en jou voorste wiele is maar weet, kom ons noem dit trolley wiele. So baie gerieflik, een man job. En sien, dit is die groot ding, solank dit net nie 'n gesukkel is, nee, dis al wat belangrik. Dit is baie maklik. Nou, en dan sê gou vir my vinnig, julle sit dan nou julle kunsmis ook in hierso, nê? Yes, ons sit die kunsmis in agter hierdie rippertand. Ja. Ons het bietjie deur mieliereste en goed geplant sonder om enigsins te sukkel met 'n gepakkery. Het baie mooi deur gegaan. En stand is ongelooflik geweest. Net gou vinnig, nee, hierdie Verti system, nee, wat hy dan nou op het, hierdie kunsmis uitdraai besigheid. Hoe werk hy vir julle? Baie mooi. Maklik om skoon te maak, leeg te maak. Ons het al 'n rad gedoen op hom as gevolg van 'n klont wat hom laat knyp het. Baie maklik om onderhoud op hom te doen. So nee, goeie stelsel. En dan sê gou vir my, jy sê julle het al 'n klomp mielies geplant en jy's sê redelik happy met die stand. Ja, nee, stand is mooi. Jy stel een keer jy jou sweet spot gekry het, dan gaan jy net kan nie klaar enigsins rondom dit nie. Hierdie, soos ons nou ook gesels het, hierdie pot gaan jy nie klaar maak nie. Die plate gaan jy nooit klaar maak nie. Jy het nie 'n klomp grease nippels op jou kouters nie, wat dit makliker maak om gou jou planter te grease in die oggend voor jy begin. Dis net in my opinie 'n ongelooflike planter. Nou, julle sê julle het 'n diverse klomp goeders wat julle plant, nê? Nee. Is dit ook hoekom julle na die Monosem gekyk het, want jy kan letterlik enige ding met hom plant? Joepie, ja. Nee, hierdie is nou sojas, ons het die mielies geplant. Hierdie is nou op die sojas, sover gaan dit baie goed. Sal definitief nog gewasse begin probeer met hom. Maar ja, nou kan julle dalk 'n grondboontjie deurtrek, nee. Ja, hulle sê so, As julle lus is vir werk, nee. Ja, nee, en sê gou vir my, jou singulation wat jy op die mielies gekry het?
amper 99% singulation op die mielies. So baie goed, jy's Baie sterk met goed daai. teen 9 km/h. So En daar waar hulle kan op nie is kla nou? nie. Nee, dit lyk baie mooi. Baie mooi. En dan sê jy vir my, jy het hierdie verduidelik my gou, hoekom het julle hierdie drukwiel configuration gevat? Dit is maar, hulle het soveel verskillende opsies. Hierdie ene pas maar die beste volgens ons op die plaas met wat se tipe grond ons het. Ons het van turf tot bietjie sanderigheid. Die rooi grond is maar verskillend. So dit is maar volgens ons behoeftes die beste opsie gewees vir ons en sover werk hy baie mooi. Okay, en dan die aandrywing nee. Dan moet jy my eers kom verduidelik hier want ek het dus self nog nie hierdie aandrywing gesien nie. Verduidelik my gou hoe werk die ding se aandrywing. Okay, so hierdie kant het jy jou kunsmis aandrywingswiel. Ja. Daai kant die saad. Albei kom in op die radkaste. Hulle kan mekaar help met hierdie as wat die twee radkaste aan mekaar kry. En dan hierso het jy jou verstellings op die radkaste. So volgens die tabelle stel jy hierso en So ek het nie kettingkies en daai tipe van goeders nodig om af te haal of wat ook al nie. Ek kom swaai die liewers jy hier swaai die agter. liewers en dan jou stand gestel. Kunsmiskalibrasie is baie eenvoudig. So nee, dit is user friendly, as ek dit so kan stel. En dan sê jy vir my hier vanaf want hy hardloop nou hierdeur. Is dit dan nou 'n kabelaandrywing of hoe werk die ding? Net ek in my besigheid. Kyk, hy het hierdie shaft wat hierdeur gaan en dan hardloop hy van daar af is hy dan 'n met 'n ketting. ketting. Met 'n ketting daar af en die kant en dan een shaft reg deur na die saad Net vir julle daar wys. So daar hardloop hy op gearboxie ketting af. Ja, maar dis baie cool want dis baie beter as wat daai ek hou baie meer van dit as die wat jy die klomp sprockets en daai tipe van goeders op het. Ja, nee, dit maak dit eenvoudig. Selfde op die kunsmis. Hy het ook net die shaft wat vorentoe gaan na 'n ketting toe en almal van hulle word aangedryf van daar af. Ja, dis baie cool. Sy ketting gaan nou net van hier af vorentoe. Ja, hy gaan net op vorentoe, daar na die kunsmis se shaft. Okay, julle sien daarso kom hy daar deur hardloop hy vorentoe en soos jy sê, hulle help mekaar actually in die agterkant se een en 'n bietjie gly. As hy op 'n kom ons sê hy's op 'n stukkie sand en 'n stukkie turf en dit gebeur mos Ja, baie keer. ja, dit kan gebeur. Dan help hulle mekaar en weet jy nie 'n verlies daar op 'n wiel wat gegly het met 'n clutch wat pla of enige so iets nie. So, daar waar jy gaan, plant jy. En sê gou vir my net, kom ons kyk gou, ek wil net daar sommer daar bo opkom net, jy my wys hoe lyk daai goede. Maar net want julle het gegaan hier vir 'n meer central seating opsie. Hierso is elkeen het sy wat noem jy dit? Ek weet nie, tregtertjie of iets wat die 'n hopper, daar's die regte woord, die hoppertjie. wat aan daai kant is en dan kom jou saad van bo af, nee. Ja, hy kom van bo af deur die groot bakke. Ek sien nou kan ek jou so mooi vra om daai nou vas te hou dat ek net self hier opkom. Ja, kyk as hy op die grond staan is dit aansienlik makliker. Waar, né? En dan right, so nou is ons hier bo. So, okay, right, so voorkant is jou kunsmis en dan agterkant gooi jy jou saad in. Yes, agterkant saad en hy vat lekker baie. En wat ook lekker is wat ons van hou is alles is gravitasie. Daar's nie 'n waier nodig om jou saad af te blaas nie. So elke bak werk dan nou op dieselfde manier hierso af. Elkeen is net op dieselfde manier. So hy sy 3 bakke, elkeen voer 4 rye kunsmis, 4 rye saad. En ja, dis die storie. En sê gou vir my spasiering op hom, julle het hom 75. Nee, dis 50.8 cm spasiering. Okay, wag, nou moet ek eers weer af. Nee. Want nou moet ek daai besigheid gaan raak sien, nê? Kyk nou mooi, spring ek nou hier af. Okay, so 50.8 cm, nê? Yes. Dis so. Okay, so ek neem ook aan dit is hoekom die bakke dan nie so lekker werk die oomblik as jy daai spasiering het nie, want dan begin hulle ook te mekaar spier en daai tipe van hulle gaan te mekaar druk hier agter. Dis so, want ek het nou wou sê maar so jy het 'n 12 ry 50 cm, nê? Yes. En nou moet jy my nou eers help. Werk hierdie 50 cm besigheid vir julle? Dit doen. Verseker, ek is nou al so 8 jaar hier op die plaas vandat ek hier is, plant ons hom so voor my tyd ook al. En nee, ons het baie goeie resultate op die nou rye.
En okay, right, julle is nou besig, is julle met die sojas? Wat jou stand op die sojas omtrent? 275.000. Okay. En op mielies, wat gaan julle nou toe met julle mielies? Op die mielies was ons op die een saad was ons op 90.000 Ja. en op die dekalb was ons op 55.000 staan. Gister, maar as jy op 55 op besproeiing. Okay, right. Ek moet na daai mielies kom kyk, want dit gaan interessant wees, nê. Maar dit beteken dan dat jy letterlik jy plant hom dan seker omtrent in 'n vierkant, nê, as jy op 55 is op 'n 50 cm. Nee, amper. Dan het jy letterlik 'n vierkant elke kant. Nee, as jy mooi gaan kyk in die land, gaan jy iewers ter 'n vierkant raakloop. Nee, sy spasiering was baie mooi op dit gewees. En laaste ding wat ek nou net gou by jou wil hoor, is jy het gesê jy's baie happy met want ek meen uit die aard van die saak uit, jy het na 'n klomp ander planters en al die goede gekyk, net sy die manier hoe die ding gebou is. Ja, nee, kom ons noem dit 'n robust planter, as ek die woord kan gebruik. Alles is eenvoudig, maklik om aan te werk. Ons het self gehelp om die planter hier in mekaar te sit, hoe hom kom aflewer het. Alles is baie eenvoudig. Pas mooi in mekaar in. Alles werk net. En ek moet ook 'n pluimpie gee vir Monosem se manne, Jacques en hom Arend. Elke dingetjie waarmee ons gesukkel het of waaroor ons gewonder het, Jacques het self hiernatoe gekom, kom kyk hoe plant die planter. Ongelooflike goeie diens van hulle kant af, bystand. So nee, ek haal my hoed af vir Monosem. Right, so, as jy 'n 50 cm planter soek, nê, kyk al, daar's vir jou ene, nê. En ek moet sê, ek is nogal heel aangenaam verras met daai aandrywingsstelsel. Weet nie hoekom het hulle nog nooit vir my daai ding gewys nie, maar dit is baie cool. Ek like hierdie besigheid, nê. Like ek nou nogal kwaai. Daai, as jy nou meganiese aandrywing wil gaan, nê, daai is regtig baie cool. Swaai 'n paar liewertjies en dan is jy uitgesort. Dis nie nou kom sit en sprockets oorhak en te kere gaan en al daai lekker goed nie. En dieselfde met hierdie central seeding besigheid. Weet nie elke bak wat jy hoef te gooi nie, jy gooi een keer en dan hardloop jy. En hoe het jy gesê, hulle vat 2 ton kunsmis, nê? Ja, ek het nou 2 ton gegooi, jy gaan nog bietjie meer inkry. 2 ton per bak. So jy sit klaar met 6 ton kunsmis daarso op en ja, vir jy sê 150 kg hektar, yes, nê? Op die oomblik 150 kg. Right, so 150, so jy gaan 'n goeie 40 hektaar doen voordat jy weer moet staan. So jy plant basies 'n pivot klaar en dan kom gooi jy weer die res. So ja, daai is die manier hoe jy hom wil deurhardloop. As jy belangstel, linkie bo of hieronder, kan jy met Monosem in kontak kom. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.